Goeiemôre, broeder en suster. Vir u wat in die kerk is, baie hartlik welkom. En vir diegene wat inluister en na die diens ook kyk aanlyn, baie hartlik welkom vanmôre by hierdie erediens. Mag die Here vanmôre deur sy woord op 'n baie besondere manier met ons praat en mag u waar u ook al vanmôre is, iets van sy teenwoordigheid, sy wonderlike teenwoordigheid ook belewe. Veral hier in die gemeente waar ons so lekker by mekaar is. Die aankondigings het u gekry. Ek wil vra dat u dit asseblief self sal deurblaai. Daarop sal reageer, ook in terme van voorbidding. Daar in ons gemeente sê ek altyd vir die mense, die aankondigings is eintlik 'n gebedsagenda. Jy kan die hele week lank bid oor dit wat in die aankondiging staan. Doen dit, daar's mense in nood, daar's mense wat dankbaar is. Daar's behoeftes daar buite waarvoor ons kan bid. Kom ons gebruik die aankondigings ook as 'n lekker gebedslysie wat ons dan voor die Here bring. Die wotum kom vanmôre uit Openbaring hoofstuk 19 vanaf vers 6 se tweede gedeelte waar daar staan. Dit gaan oor dat Johannes sê, ek het iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en die gedreun van swaar donderweer, en hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die almagtige heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Gemeente, die Here seën vir jou vanmôre. In die woorde van ons Here Jesus Christus groet hy ons wanneer hy vir ons sê, soos vir sy disippels, genade vir julle en vrede. Ons gaan hier in die kerk luister. Ek het gedink toe ek voorberei het ook, dit is so 'n wonderlike lied wat ons na gaan luister, dat ons gerus maar soms so in ons masker seker maar kan saam en daar by die huis kan jy gerus saam sing. Oh
Ons gaan vanmôre 'n klompie verse saam lees uit Johannes hoofstuk 5. Die evangelie volgens Johannes, die 5de hoofstuk. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig vir 'n oombliekie in gebed. Here, baie dankie dat U die Here is wat lewe. Nou toe ons na U seun groet geluister het en die woord daarvoor, het ons weer eens saam met die skares in die hemel kennis geneem daarvan dat U die grootte God is. Dat U die bruid is, die bruidegom is wat U bruid op aarde help om onsself voor te berei vir die groot bruilofsmaaltyd saam met U. Dankie dat U God bly, ook in hierdie moeilike omstandighede waarin ons is. Dankie dat ons op U mag vertrou en mag weet dat U uitkoms sal bring, dalk nie altyd soos wat ons dit wil hê nie, maar dat U uitkoms bring op baie besondere maniere, en dat ons maar net vir U kan dophou, net kan weet, Here, U is die een wat in beheer is. Geen ander mag is in beheer behalwe U nie. Dankie vir U teenwoordigheid hier in die kerk, daar by die huis waar ons kyk, waar ons luister, dat U oral is. Dat U vanmôre met ons wil praat. Doen dit asseblief, Here, deur U woord. En help ons om 'n klein ietsie te verstaan van U hart en dit wat U van ons verwag as U kinders. Wanneer ons dikwels moeilike besluite moet neem, wanneer ons dikwels vra, wanneer ons dikwels selfs krities is oor U. Dankie dat U woord vanmôre met ons wil praat. Doen dit dan vanmôre, Here, deur U Gees, in Jesus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 5. Dit is die baie bekende gedeelte, verhaal van die genesing van die man by die bad van Bethesda. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad wat in Hebreëus genoem word Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad. En baie gestremdes, blindes, krepeles en lammes het daar gelê. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank daar was. Net jy moet aanbly, my remote het afgeval, hoor. Jesus het op sy lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En ek wil dit vanmôre as teksvers vir u kom uitlig. Wil jy gesond word? Saam met nog 'n vers 'n bietjie later. Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, dis die ander gedeelte van ons teks, staan op, tel jou goed op en loop. Wil jy gesond word? Staan op, tel jou goed op en loop. En oombliklik het die man gesond geword en sy goed opgetel en geloop. Maar dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense in die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy's nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. En die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus
het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. In die boodskap is daar 'n interessante vertaling wat sê, my Vader werk tot nou toe, Sabbat of nie. Dis die betekenis daarvan. Broeder en suster, ek wil graag hierdie gedeelte vanmôre met u behandel onder die tema kom in beweging. Kom in beweging. Die meeste preke waarna ons op die oomblik luister oor die radio of op TV of preke wat opgeneem word in gemeentes verwys na die tyd waarin ons is. Dit kan ook nie anders nie, want dit is baie relevant vir die oomblik waarin ons is. Die vraag is, en dit wil ek ter inleiding vir jou vra, hoe staan 'n mens na dese weer op? Daar word gepraat van die nuwe normaal, 'n lewe hierna. Ons kan ons eintlik glad nie voorstel wat dit gaan wees en hoe dit gaan wees nie. Maskers is een. Lang toue by die winkels is 'n ander. Maar om uit hierdie omstandighede uit op te staan, wat baie mense baie negatief raak, is nogal 'n baie relevante vraag. En wanneer ek vra, hoe staan 'n mens weer op, dan wil ek nie net na ons COVID-19 tyd verwys nie. Ek wil maar in die algemeen verwys na mense, onsself, wat van tyd tot tyd deur geweldige krisisse gaan. Partykeer gaan dit oor ons finansies, partykeer gaan dit oor besigheid. Baie mense is bekommerd oor hulle kinders en die skooljaar. Baie van ons gaan deur 'n klomp lewenskrisis en lewensoorgange. Die vraag is, hoe kom 'n mens daardeur? Hoe herstel ek daarvan? Hoe beplan ek weer 'n nuwe lewe na so 'n krisis in 'n mens se lewe? Dink maar daaraan, nie net in hierdie tyd nie, maar reg deur ons lewe, as 'n geliefde sterf en jy moet herstel van daardie seer. Of ek verloor my werk en dit bring 'n totale omwenteling in my lewe. Of een of ander verhouding stort in duie. Miskien my kinders, miskien met 'n baie goeie vriend. Dit voel of die lewe dikwels vir 'n mens tot stilstand dwing en dat die lewe tot stilstand knas. Johannes verduidelik vir ons iets daarvan in hierdie gedeelte. Nou wil ek dadelik sê, voordat ons na hierdie teksgedeelte kyk, dat ons vir mekaar moet sê, hierdie gedeelte is in 'n bepaalde konteks. Ag, ek kan maar sommer self blaai na die voorste gedeelte van die evangelie en ek kan self kyk na 'n hoofstuk indeling. Dan sal jy sien dat van hoofstuk 2 tot 12 is Johannes besig om vir ons te vertel van 'n klomp wonderwerke wat Christus gedoen het en waarin Christus die mense rondom hom onderrig oor sy koningskap en sy heerskappy. Want in Johannes 20 vers 31 sê Johannes vir ons, die doel van hierdie evangelie, die doel van al die wonderwerke, sê hy, is sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Dit is hoekom Johannes die evangelie skrywe. En dan in hierdie hoofstukke 2 tot 12 is hy op 'n besondere manier besig om dit te verkondig. Jesus is die Christus, Jesus is die Seun van God. En dan vertel hy onder andere die verhaal van die man by die bad van Bethesda. As 'n mens kyk na die bad van Bethesda self, dan sê hulle vir ons,
Daar was eintlik 2 groot baddens gewees. In 'n mens se gedagte, jy sien die pilaargange wat daarvan gepraat word, moet dit nog albei mooi plek gewees het. Hulle sê vir ons dat waarskynlik een van hierdie baddens was waarskynlik gebou op 'n fontein, wat van tyd tot tyd opgeborrel het. Die volksgeloof was dat dit 'n engel is wat die water roer. En die volksgeloof het verder gegaan dat hierdie bad dan ook helende kragte het. Daarom lê daar by die bad van Bethesda nie 'n klomp vakansiegangers nie, maar daar lê 'n klomp krepeles, blindes, lammes. Want het die geloof gegaan, die persoon wat eerste in die water kom as die water geroer word, hy word gesond. Dan sê Johannes, maar Jesus het geweet, hierdie man lê al 38 jaar daar. Dis nogal 'n lang tyd. En dan kom Christus by hierdie man en hy vra hom 'n kort vraagie. Wil jy gesond word? Wil jy gesond word? En dan antwoord hierdie ou nie vir Jesus nie. Gaan lees 'n bietjie maar weer daardie vers. Hy kom met 'n lang storie. Ek onthou nou, daar was nie 'n bandopname gemeet van sy verhaal nie. En baie jare later word hierdie verhaal eers aangeteken. Hy het waarskynlik vir Jesus gesê, meneer, ek lê al 38 jaar hier. En sodra die water roer, dan is daar altyd iemand anders voor my in. Jy weet, Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? En hy kom met 'n lang relaas, 'n lang aanloop. En eintlik beantwoord hy nie Jesus se vraag nie. Wat ons mooi verstaan, dit is sy konteks. Dis die konteks waarin hy leef 38 jaar al, dag vir dag by die bad van Bethesda. Sy leefwêreld is behalwe homself 'n klomp gestremde kollegas wat rondom hom daar lê. En die slegte daarvan is dat alhoewel hulle sekerlik met mekaar gepraat het, mekaar gekommunikeer het, hulle eintlik ook in kompetisie met mekaar was. Want die een wat eerst in die bad kom, word gesond, so het hulle geglo. En dan bly die genesing uit. As jy nie in die bad kom nie, word jy nie genees nie. Dit is die probleem met ons lewenskrisisse. Dit is wat krisisse aan jou doen. Soos byvoorbeeld hierdie coronavirus tyd waarin ons op die oomblik is. Jy moet mooi gaan kyk, lewenskrisisse verklein 'n mens se wêreldjie, jou dinkwêreld word klein. Dit verberg ons uitsig. Ons kan nie buitekant daardie wêreld kan ons nie sien nie. As jy maar met iemand gaan praat wat in die bed is, wat siek is, wat ernstig siek is, veral iemand wat al baie lank siek is, dan kom jy agter, iemand het geskrywe, 'n siek persoon of 'n mens wat in 'n krisis is, se wêreld krimp so ver as die buitelyne van sy bed. Dit is sy leefwêreld. Ons dink nie buitekant dit nie. Ons dink net aan ons krisis. Ons dink aan ons moeilike omstandighede. Ons dink aan antwoorde wat uitbly. 'n Mens sou selfs kon sê, ek bid en ek bid en ek bid, maar ek kry ook nie antwoorde nie. Dit is asof God se antwoorde ook uitbly. Want 'n mens se krisis maak jou wêreldjie klein. 'n Mens se krisis maak dat jy totaal en al op jou eie wêreldjie fokus. En dan kom Jesus. En Jesus gee vir hom 'n drievoudige opdrag. Staan op, vat jou goed en loop. Staan op, vat jou goed en loop. Nou, in Afrikaans klink dit nou maar redelik, kom ons sê amper normaal. Maar as 'n mens nou na die oorspronklik toe gaan, as jy na die Grieks toe gaan, Grieks is 'n baie interessante taal. Griekse werkwoorde het 'n ding in wat ons noem 'n aspek, wat vir jou
beduie anders as in Afrikaans. In Afrikaans staan daar net staan op en loop. Maar in Grieks staan daar letterlik in die bevelsvorm wat Jesus vir hom gegee het. Begin om op te staan. Kom in beweging. Staan op. Doen dit. Vat jou goed en loop. Nou, as 'n mens nou in 'n lewenskrisis is en jy's vasgevang in jou omstandighede, dan is so 'n opdrag nou nogal 'n bietjie oorweldigend. Mens kan jou voorstel waarom hy dan nou kom en vir die Here Jesus sê, Here, ek weet, as Jesus vir hom sê, wil jy gesond word, met 'n lang storie en 'n lang aanloop, want sy wêreld het klein geword. Hy is 'n gevangene van sy omstandighede. En dan sê Jesus vir hom, kom uit hierdie omstandighede uit. Kom in beweging. Kom in beweging. Nou, hoe sou 'n mens kon sê, maar is Jesus dan nou nie daarom onrealisties nie? Nee, hy is nie onrealisties nie. Daar's 3 dinge wat ek vinnig vir u gaan noem, waarom hy nie onrealisties is nie. Onthou die konteks van hierdie gedeelte. Johannes wil vir ons sê, Jesus is die Christus. Hy is die Seun van God. Jesus is God. Dis die eerste ding wat hy vir ons hier met hierdie verhaal wil kom sê. Hy beskik oor die mag om dit te kan sê. En as jy mense nou gaan kyk na hoofstukke 2 tot 12, dan verduidelik Johannes hoe dat hy dit gedemonstreer het. Hy verander water in wyn, hoofstuk 2. Hy verander die lewe van Nikodemus en 'n Joodse vrou in hoofstuk 3 en 4. Hy genees 'n regeringsamptenaar se seun in hoofstuk 4. In hoofstuk 6 loop hy op die see en hy maak 'n storm stil. Hoofstuk 8 red hy 'n vrou van 'n klippe dood wat oorspel gepleeg het. Want Jesus is God. En God is in staat om ons lewensomstandighede te verander. God is in staat om dit wat my gevange hou oop te breek en in iets anders te verander. Toegepas op ons eie omstandighede. Ek het dit net in die begin gesê, God is in beheer. Ons het dit in die gebed gesê. Ons het dit bely. God is in beheer. Hy is in beheer van hierdie omstandighede, want Jesus is die Seun van God. Hy kan dit doen. Maar dan is daar 'n tweede belangrike punt. Dit is dat Jesus wil hê dat hierdie man by die bad van Bethesda moet doen wat ek en jy moet doen. Dit is wanneer ons in ons krisis vasgevang is. En ons leefwêreldjie het so klein geword dat Jesus vir ons sê, breek daaruit. Kom in beweging. Kom in beweging. Doen iets. Dis 'n harde werklikheid dat 'n mens se lewe wat hy vasgevang is soos hy in 38 jaar dat dit nogal sleg gaan met hou. En ek wil vanmôre vir u kom sê, dit maak nie saak wat ons krisis is nie. Of ons nou rou oor iemand wat dood is, wat nie meer by ons is nie, of ons in 'n krisis is om ander redes, emosioneel word ek en jy dikwels platgeslaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy nie 'n besluit neem om daar uit te kom nie, sal ons nie uitkom nie. Ek het in my klompie jare van bediening, het ek mense gesien wat in 'n rouproses is, vir dekades, wat net nie daar kan uitkom nie. Omdat hulle nie by hierdie punt kom wat Jesus vir hierdie man sê, kom in beweging. Daar is 'n stuk lewe waarin jy jouself bevind, wat jy moet lewe. Niemand anders kan dit namens jou lewe nie.
Dit impliseer natuurlik nie dat almal wat in 'n krisis is, skielik gaan gesond word nie. Dit beteken nie noodwendig dat 'n persoon wat in 'n rolstoel is skielik gaan opstaan nie. Hy mag dalk in sy rolstoel bly, maar hy gaan 'n ander ingesteldheid ten opsigte van die lewe hê. Is dit nie so dat baie keer mense wat gestremd is, baie keer mense wat in baie moeilike omstandighede is, juis die mense is wat jou inspireer nie? Dit het in my bediening baie gebeur, dat ek by mense kom wat jy eintlik op 'n manier jammer kry, en jy gaan staan langs hulle en dan kom jy agter, maar eintlik inspireer hy jou, nie jy vir hom nie. Hoekom? Want hy het in beweging gekom. Hy het gesê, my lewe is 'n lewe wat ek op 'n bepaalde manier moet lewe. En daarom sê Jesus vir hierdie man, staan op, al lê jy al 38 jaar daar, vat jou beddegoed en loop. Kom in beweging. Neem 'n besluit oor jou lewe. Neem 'n besluit oor die lewe wat God vir jou gegee het, om dit te kan leef, al is jy ingeperk, al is jy in moeilike omstandighede, al is jy in die COVID-19 inperkingstyd. Want daar is 'n derde moment wat belangrik is. Johannes sê, ek skrywe hierdie dinge sodat julle sal erken dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat God al die eer kry. Want dit is wat God met ons lewe wil maak. Dis hoekom hy ons in die lewe geplaas het, sodat hy die eer daaraan kan kry. As 'n mens nou hierdie verhaal verder lees, dan is dit nou nie 'n baie positiewe verhaal nie. Want vir my die tragiese van hierdie verhaal, ek sou my nou voorstel, as jy weet van iemand wat daar by die bad van Bethesda lê vir 38 jaar al, en skielik kom daar 'n man, en nie die water genees hom nie, maar die man genees hom. En hy staan op en hy draai sy beddegoed en hy loop in die straat rond en gaan tempel toe. Dat jy opgewonde sal wees en sê, Here, baie dankie vir dit wat u kom doen het, maar nie die kerk en die dominees van die tyd nie. Jy mag nie jou bed dra op 'n Sabbat nie, sê hulle vir hom. Maar meneer, iemand anders het vir my gesê, ek moet opstaan en loop. En hulle jubel nie oor sy genesing nie. Nee, hulle is bekommerd oor die Sabbatdag. En dan kom hierdie man, dan staan aan Johannes 13, hy het nie geweet wie Jesus is nie. Want Jesus het tussen die menigstes het Jesus skielik weggegaan. En dan kom Jesus na hom toe in die tempel. En Jesus sê vir hom, jy is nou gesond. Gaan lewe nou hierdie lewe. Gaan leef hierdie lewe tot eer van God. Ek dink die mense moet hierdie teks gaan koppel aan sonde en genesing. Ek dink nie dis waaroor dit gaan nie. Jesus sê vir hom, gaan leef nou hierdie lewe. Gaan leef dit tot eer van God. God is in staat om ons krisis in 'n wonderlike geleentheid te verander. Maar dan moet ons dit raak sien. En ons moet dit doen. En Jesus sê vir die man, staan op, vat jou beddegoed en loop. Kom in beweging. Hoe moeilik en hoe onmoontlik dit ook al vir jou klink, na 38 jaar, staan op, vat jou goed en loop. Die krisis is joune. Is jou geleentheid om van hierdie krisis aan God al die eer te gee. Want hy is die een wat in staat is om dit te kom doen. Ek wil saamvat. God is in staat om wat ons krisis ook al is, aan ons lewe nuwe betekenis te kom gee. Jou omstandighede gaan nie noodwendig verander soos wat jy dit wil hê nie. God gaan nie my geliefde weer terugbring nie. Ek mag dalk 'n ander werk kry, ek mag dalk op 'n ander manier kyk na die wêreld. Dit hoef nie noodwendig dieselfde te wees nie. Maar God sê vir ons,
Hy wil aan ons lewe kom betekenis gee. Want dit is die doel van hierdie wonder, dat God uiteindelik die eer sal kry. Staan op en loop, sodat jou lewe tot eer van God kan wees. Ons mag bid. Ons mag bid vir die Here vir ons 'n nuwe lewe sal gee. Want in Christus maak hy dit moontlik. In Christus is hy daartoe in staat. Maar dan vra hy vir ons om die geleenthede in die lewe rondom ons te kyk en dit raak te sien en in beweging te kom en iets aantrent kom doen. Ook die negatiewe effekte wat hierdie COVID-19 tyd op ons lewens het, wil God in 'n geleentheid kom verander. Vir jou en vir my as individue, maar ook vir die kerk van Jesus Christus. En vir jou, vir my, en vir hierdie gemeente, en vir die kerk in sy groot geheel, oor die hele wêreld, kom sê God, kom in beweging. Sien die geleenthede raak, wat hierdie krisis vir jou skep. Kom in beweging, en leef, tot eer van God. Here, baie dankie, dat U die man by die bad van Bethesda kom genees het. Baie dankie dat U, Here, in staat is om te doen, omdat U Here is. Dankie dat U ook vir ons nuwe bene, nuwe spiere, nuwe ingesteldheid wil gee. Om die geleenthede wat U vir ons gee, te kan benut en ons lewe so te kan leef, dat U die eer daarin kry. U kom sê ook vanmôre vir ons as individue, U kom sê vir ons as U kerk, kom in beweging. Sien die geleenthede in die donker te raak en gaan leef dit tot eer van God. Dankie Here dat U ons daartoe in staat stel. En omdat U in staat is, daartoe wil ons vanmôre kom bid vir mense wat in nood is. In hierdie gemeente, rondom ons, mense wat ons van weet, hierdie wêreld waarin ons is, kom dra ons vanmôre aan U op. Wanneer U vir ons vanmôre kom sê, kom kyk na die geleenthede, wil ons vanmôre kom bely, Here, U is in staat om ons omstandighede te verander. Dit gebeur nie altyd soos wat ons dit wil hê nie, maar soos wat U dit wil hê. Help ons om te kan opstaan. Ons beddegoed kan opneem en te kan loop. Help ons, Here, om in beweging te kom. Genees. Stap die pad saam met mense wat swaar kry. Mense wat vanmôre in ons gemoed lê. Dat hulle iets van U wonderlike teenwoordigheid, soos daar by die bad van Bethesda, ook vanmôre ervaar, waar hulle ook al is. Sodat hulle U deur hulle lewens kan verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is Vonklied 277. U is die lig wat helder skyn. Kom ons sing dit daar by die huis saam, hier in ons in die kerk, kom ons sing dit in ons hart saam, en kom ons staan saam met hierdie lied op, saam met die Here Jesus tot 'n nuwe lewe. Lamb
u wat hier in die kerk is, u die geleentheid as ons nou uitgaan om daar buitekant in 'n sakkie u dankoffer te gaan gee. Vir die res van ons wat na die uitsending kyk, wat nie hier kan wees nie, u weet waar om die inbetalings te doen. Doen dit gerus, sodat die werk van die Here ook kan voortgaan in hierdie wêreld. Ek wil net weer die woorde van die laaste vers sê, u is die lig wat in die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Gaan leef jou lewe, staan op en loop en weet, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.